Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Goeiemôre julle. Baie dankie dat julle hier is vanoggend. En my wens is dat dit 'n goeie ervaring gaan wees. Waarom sou ons hierheen kom? En vir elke persoon mag dit iets anders wees, maar ek dink ook daar's dinge wat ons nie bewus van is nie in onsself. Wat dalk van kleins af in ons gedeponeer is. Die gewoonte om op 'n Sondag saam met mense te wees in 'n gewyde atmosfeer waar jy fokus op ander goed as die bekommernisse, die dinge wat jy moet doen met jou lewe en miskien daai dele van jouself waarvan jy nie baie hou nie. Mens dink dalk selfs dat jy dit kan ontvlug deur so 'n bietjie van 'n gewyde atmosfeer te betree. Wat dit ook al mag wees, ek dink daar's klomp dinge. Maar wat wel is, en ek dink vir almal van ons, hierdie musiek is ongelooflik. Dis alreeds 'n universeel, meer as aanvaarbare manier om te gaan sit en ervaar. Maar dan ook om geïnspireer te word. En dis my poging om julle telkens op 'n Sondag te inspireer, miskien in 'n koers, miskien om te dink, miskien om minder te dink soms. En vandag gaan een van daai dae wees waar my praatjie so eenvoudig gaan wees, dat jy mag wonder of ek 'n brein het. Ek dink daar gaan meer hart wees vandag as enige iets anders. Maar my wens is dat hierdie 'n goeie oggend gaan wees, en dat as jy hier weggaan, jy gaan voel, daar was iets iewers wat vir my betekenis gehad het, en my help met dit wat voor lê. Kom ons luister na Claudia en Chris.
Baie dankie julle. Die titel van die praatjie vandag is Werk sag met die strooi en respekteer die staal. Nou die doel hiermee is dat ons op pad sal wees na 'n plek waar ons kan luister ten einde te verstaan. Wie van julle ken die konsepte in debat staalman en strooiman? Steelman, strawman. Wie van julle ken dit? Jy ken hom? Strooiman. Maar dan gaan jy presies weet waaroor ek praat, dan kan jy my kom help praat vanoggend. Die storie loop so. En ek wil dit nou gou aanhaak by die afgelope 2 weke se praatjies. Ek het vir Bertus gesê tydens ons weeklikse vergadering donderdag, dat mense mag dink, ek is so 'n spontane mens, maar ek is bitterlik strategies. En wanneer ek praatjies se titels kies, is dit met absolute rede gekies. Dis nooit sommer net sommer nie. En uiteraard hou ek dop, wanneer ons gesê het, dis die titel van die praatjie, hoeveel mense daag op? En dan kyk ek ook op Facebook, en op YouTube, en op LinkedIn, hoeveel mense kyk na hierdie tema. En daar's al 'n patroon wat baie duidelik geword het. En dit is nou nie net renessansie, maar dit is baie moeilik op die sosiale media om te weet, wie was renessansers en wie was die publiek. So 'n mens kan maar net raai, maar wat wel duidelik is dat daar sekere temas is, wat nie gewild is nie. En ander is uiters gewild. En dan vra ek vir myself baie vrae daaroor. En nou moet ek sê, so effe aan die stout kant, herhaal ek temas wat ek sien ongewild is. Ek gaan julle sê waarom ek dit doen. Omdat ek glo, dat ons, en daarmee sê ek en julle, het 'n geneigtheid om 'n voorkeur te hê vir dinge wat ons reeds glo, en gedagterigtings wat reeds in ons breine rondmaal en hardloop. Dit waarmee ons gemaklik is. En ons het roosters wat net inlaat wat ons mee saamstem en wat verwerp waarvan ons nie hou nie. Van die sterk kritiek op kerk
en verskillende genootskappe is, dat hulle, omdat hulle belydenisskrifte het, en hulle predikante mooi leer om binne die raamwerk van daardie belydenisskrifte te praat, het jy in kerke min of meer hierdie ding van 'n kopknikkende gehoor. En as daai predikant waag om buite daai lyne te praat, dan sien jy dit. En dan, soos ek verlede Sondag gesê het, gaan dit rof aan die etenstafel, die skaapvet spat van die virke af, soos die mense dit rondswaai en beklei, oor die dominee goed gesê het, wat mos nou nie goed is wat ons glo nie. So, in 'n sekere sin, en ek het dit jare gelede vir myself begin predik, om te sê, dat die waarheid wat ek kort kom, is die waarheid wat ek verwerp. Ek gebruik spesifiek die woord waarheid, want dit gaan eintlik oor waarhede, maar dit is alles mos deel van 'n groot waarheid. So daai deeltjies wat ek miskyk, wil ek nie sien nie. Nou gaan dit vervelig wees vir die van julle wat dit nou al gehoor het, ek dink 2 of 3 maal, maar ek gaan net die voorbeeld uit my eie lewe vir julle gee om te sê waarom dit vir my so 'n belangrike punt is om te maak. Toe ek by julle ingestap het, toe kom ek al reeds aan vir ek dink omtrent 11 jaar in 'n vriendskap met Toby wat boeddhisme volg. En ek het nie van boeddhisme gehou nie en hy het dit geweet. En natuurlik, en hy spot altyd en sê hy is 'n skerpioen, jy stry nie te veel met hom nie, dan kom die angel uit. Ons het lekker gestry aan sy kombuistafel. Ons het gestry oor goed soos dat hy by 'n verkeerslig staan en dat hy rooi is en dan word hy groen en dan ry ons nie en dan word hy weer rooi en dan word ek vies want dan sê ek, jy verontrief die mense hier agter en dan sê hy, maar hierdie persoon vir wie ek nou 'n lemoen wou gee en met wie ek bietjie wou praat, wat 'n straatmens is, verdien hierdie aandag en ek sê maar dit is ten koste van ander mense en dis in my tyd en in my spasie en toe kyk hy my eendag so toe sê hy vir my, jy het nie tyd of spasie nie. Daar bestaan nie so iets nie. Ons is almal net een. Ons het nogal goed vasgesit. Dit gebeur nie meer nie. Want toe kom ek Renaissance toe en hier is net so baie mense wat van boeddhisme hou en hulle praat om en hulle dink om en ek hoor dit en ek dink net ek hou nie van wat julle sê nie. Ek stem nie saam met wat julle sê nie. Julle irriteer nou vir my. Dit is wat gebeur het. Ek het geïrriteerd geraak met oosterse maniere van dink. Maar ek is effe introspektief en ek het begin besef, hier haper iets, die fout lê nie by boeddhisme nie, die fout lê by my. Want boeddhisme het ook 'n invalshoek tot die waarheid wat geldig is. En as ons aanvullend kan begin dink, dan gaan ons nou op 'n pad begin stap wat werk. En ek het myself gemaan om die boeddhisme 'n kans te gee, om met my te praat. En dit het gebeur. Nou het ek by 'n plek gekom waar ek voel ek met geldigheid en legitimiteit kan begin om te sê dat vir diegene van ons wat nog steeds voorkeure het en afkeure. En ek dink nie die probleem lê by die voorkeure nie, maar dit lê by die afkeure. As jy afkeure het, as dit kom by denkrigtings, filosofiese skole, geestelike denke, en nou gaan ek vir die tweede keer sê, ek gaan stout wees, ek gaan sommer baie stout wees, as jy nog 'n afkeer het in die Christelike godsdiens en die Bybel, dan is dit nou die missie waarop ek is, want dit was ook deel van my lewe. 'n renons in daai dik boek waarmee ek groot geword het. 'n renons in enige kerkgebou. 'n renons. En ek staan vandag by 'n plek wat daai kwessie in my lewe het bedaar tot die mate dat ek sê, praat met my. Wat ook al jou gesig, waar in die wêreld jy ook al vandaan kom, praat met my. Ek het geleer om te luister na almal. En ek het geleer om die renonse en die afkeure nie te onderdruk nie, want dit sal nie werk nie. Om hulle werklik te verloor. Hulle is uit my sisteem uit.
En in die gedagtes het ek baie leeswerk gedoen oor hoe sou 'n mens maak om 'n geestelike gemeenskap te lei tot by die plek waar ons as renessanses byvoorbeeld 'n voorkeur ontwikkel vir alle stemme en 'n voorkeur sal ontwikkel daarvoor om te sê ek behoort aan die waarheid. En die waarheid woon in almal wat aan die waarheid behoort en ons het elkeen net 'n ander manier van kyk en 'n ander invalshoek en hier is die ding 'n ander beklemtoning. Maar dat ek oral behoort. En dat dit eintlik nie meer moet saak maak na wie ek luister nie, ek sal daar ietsie hoor. Iets gaan resoneer. So ons moet van die roosters ontslae raak en dit is moeiliker gesê as gedoen want dit is nie 'n kognitiewe ding nie. Dit ook ja. Jy moet in die eerste plek besluit daar is sterk waarheid en argumente in alle denkskole. En ek gaan dit nou weer sê, vir ons is een van die groot kwessies is om te aanvaar dat daai godsdiens wat jy verlaat het en daai kerkgenootskap wat jy verlaat het, wat jou weggedryf het, moontlik in sommige gevalle, het groot stukke waarheid. En ek moet my ore weer daarvoor kan oopmaak en ek moet my afkeer laat bedaar. So dis die kognitiewe deel, maar onmiddellik as ek dit sê, praat ons oor 'n emosionele pad wat jy geloop het. So jy moet jou emosies by 'n plek in kry waar jy klaar gemaak het en verwerk het dit wat jou gepla het in die godsdiens. Dit wat jou dalk seer gemaak het daar. Dit wat jou denke gekaap het om goed te glo wat nie waar is nie. Sodat jy 'n wêreldbeskouing het wat verwyderd is van die realiteit en wat bots met wetenskaplike navorsing en insigte. So daai gaan dieper. En dit is daarmee wat ek weet 'n mens te doen kry wanneer jy 'n gehoor soos Renessans voor jou het. Wanneer jy mense het met stories en paaie wat hulle gestap het en seerplekke. En sommer net irritasies, want ek meen, wie wil nou om die bos gelei word? Ook. Niemand van ons wil om die bos gelei word nie, en ons is om die bos gelei. Maar een van die eerste goed wat ek toe vir myself moet sê is, daar's twee dinge wat soek is hier. En die een ding is, niemand het dit aspres gedoen nie. En ek weet mense wil dit soms nie hoor nie, en dit is een van die eerste goed wat ons moet begin doen. Ons moet die bona fides van die persone wat praat begin vertrou. So, die kerk het nie vir my en jou doelbewus leuns vertel nie. Dit is onakkuraat om dit te glo. Hulle was opreg in dit wat hulle geglo het. Dis die een ding. En die ander ding is daai dik boek, die Bybel. Ja, ons het ontdek, dit kan nie 'n gesaghebende boek wees wat deur 'n God gefaks is nie. Dit kan ook nie wees dat 'n God vir mense dit voorgesê het en hulle dit outomaties geskryf nie. Daai is mense se insig in 'n sekere deel van die wêreld en so was daar talle ander geskrifte. Maar dat ons weg moet kom by die plek waar ons daai boek toesluit in 'n rak waar ons hom nooit meer sien nie en sê, jy's drek, jy's leuns, jy's nie waar nie en ek mag nooit weer na jou kyk nie, want as ek jou oopmaak en dan lees ek onwaarhede. Dis ook nie waar nie. En dit het te doen met hoe ons die boek lees. En dis waar ons as westerlinge se probleem kom. Ons het nie verstaan wat die genre van wysheidsgeskrifte uit die antieke tye is nie. Die genre van wysheidsgeskrifte is in die eerste plek stories en mites, sover soos mitologie. En daar is 'n verskil tussen 'n mite en 'n mitologie. 'n Mite is 'n storie wat probeer vertel het in antieke tye, hoe lyk die waarheid, hoe dinge so gebeur soos wat hulle is en waarom is ons hier byvoorbeeld. Maar mitologie is daai verhale oor gode, mense en gode, soos 'n God het 'n mens geword of 'n God en 'n mens het gemeenskap gehad en toe word daar 'n demigod gebore. Daai is mitologie.
En daar was vir jare gesê dat die Christelike godsdienst is die enigste godsdienst wat nie mitologie het nie, wel net mites. Maar ongelukkig moet ons sê, ons was verwaand, want daar is geen verskil tussen die bevrugting van die Heilige Gees en die Maagd Maria en die demigod of semi-mens en mensgod wat daar gebore is nie, daar was 9 ander, waarvan ek weet. So daai is mitologie. Maar as mens dit verstaan en jy gaan lees dit in die agtergrond van die wêreld waarin dit geskryf is, dan kom jy by 'n plek waar jy alles verreken en dan sê jy, nou kan ek begin soek vir dit wat hulle harte gespreek het. Vir die wyse goed wat hulle gesien het in die lewe, vir die dieptes wat hulle probeer tref het in hulle manier van dink oor die lewe en oor die sin van die bestaan. En dan kom ons op daai gedeelde, daai gemeenskaplike, menslike insigte af. As jy net klaarmaak met die idee dat hierdie boek lieg. Hierdie boek lieg net so min soos wat ek vanoggend lieg. Hierdie boek praat net deur 'n waas van antieke konsepte en 'n absolute gebrek aan wetenskaplikheid, praat hierdie boek mense se insigte. En daar's baie goed in die Bybel wat ons kan gebruik. En die wonderlike ding van stories is, en ons het dit op skool al geleer, jy mag 'n storie vat en jy mag jou eie insig kry. Soos wat jy na 'n skildery kyk en die skilder het totaal iets anders bedoel, maar jy kry 'n boodskap wat jy daarin lees, want daar's 'n verhouding tussen kuns en die persoon wat na kuns kyk. Daar's 'n verhouding tussen julle en hierdie praatjie van my vanoggend. Elkeen van julle kyk en luister op jou manier met jou lewe na wat ek sê. En elkeen van julle kry iets anders hier uit. So, ons mag ook die Bybel oopmaak en sê, wow, is dit nou nie 'n interessante storie van Lot se vrou nie? En jy mag oor daai storie pyns en jy mag iets daaruit kry wat tot jou sal spreek. So, dit het ek gesê om te sê dat daar is waarheid in alles te vind en ek sal graag vir ons as renaissansers wil begelei en ek sê dit met versigtigheid, want eerlik mense, ek sien my as totaal en al julle gelyke en sommige miskien selfs se mindere en dit moet gesê word, julle moet dit weet. Hierdie is nie 'n kerk met 'n predikant wat teologie geswat het en hierdie mense kom in van hulle besighede af en weet niks van wat hier aangaan en gepraat word nie. Ons is nie in so 'n scenario nie. Ons is 'n scenario waar ek en jy almal so belangstel in geestelike dinge. Ons lees almal daaroor en ons dink daaroor. So ons is gelykes. Maar as die persoon wat gevra is om leiding te neem, probeer ek inspireer. Ek probeer net inspireer deur te sê, ek let seker goed op want ek het die tyd en dan gaan dink ek daaroor en ek sien seker goed. En waar ek vanoggend is om te sê, ek sien dat ons nodig het om met ons bagasie oor die kerk klaar te kry, want dit is nie goed vir ons nie. Dit sal ons ongelooflik goed doen, as ons heeltemal kan klaar kry daarmee. Soveel so dat jy kan teruggaan. Soos 'n ouer met wie jy vir jare nie gepraat het nie, en dan gaan klop jy weer in die deur en sê, ma, ek is terug, en julle klaar julle goed uit. Nou, ons kan nie met die kerk goed uitklaar nie, maar ons kan met die kerk goed uitklaar in die sin, dat ons van ons kant af klaarmaak, met wat ons gepla het. En dat ons hulle vryspreek van hierdie aanklagte wat ons teen hulle het, en dat ons dan gaan luister en hoor, en dat ons sien, maar, daar's niks so diabolies daaraan, as wat ek dit wou glo of wou maak nie. Dit beteken nie jy moet teruggaan nie. Dit beteken nie jy moet na mitologie gaan luister en na die manier waarop die kerk vandag nog letterlik die goed in die Bybel glo nie. Maar dit beteken jy kan teruggaan en jy kan jou ore gaan oopmaak vir dit wat tussenin gebeur. Wanneer hulle praat, want daar is wonderlike goed wat tussenin gebeur. Annetjie het byvoorbeeld in haar voelkykklub, het sy 'n dominee, wat sy nou met vriende geword het in die proses. En hy stuur elke liewe oggend, so 7-8 minute oordenking uit, op WhatsApp. En toe sluit ek daarby aan, en ek luister daarna. En hy is 'n dominee van 'n kerk, wat goed glo wat ek nie glo nie. Maar ek het nog nie een oggend geluister en gevoel, jy praat nonsens nie. Ek het nog elke oggend gedink, wat? Jy het my nou so inspireer, met die goed wat jy praat. So wat wil ek vanoggend sê? Hier is die kruks van wat ek wil sê.
Verlede Sondag toe sê ek, ons vra, wat glo jy? En as wat jy glo nie ooreenstem met wat ek glo nie, dan is jy uit. En dit is waaroor ek vanoggend praat. Die vraag moet nooit meer wees, wat glo jy nie? Laat mense maar vir jou vertel wat hulle glo as hulle wil, maar dit moet nooit my vraag wees nie. En as ek uitgevind het wat jy glo, moet ek dit onmiddellik weer uitmasker. Dit bestaan nie vir my nie, want jy's 'n mens wat 'n interaksie met jou geloof het, en jy's 'n mens wat uiteraard 'n pad van diepgang probeer stap in die lewe, so ek gaan luister, wat voel jy oor die lewe? Wat is jou direkte ervarings terwyl jy hierdie aardse pad stap? Hoe ervaar jy jouself? Wat dink jy oor waarom ons hier is? Wat maak dit in jou dat jy watter voet voor watter voet eerste neersit? Wat is die goed wat jy doen met jou lewe? So daai geloofs impak op jou lewe kan vir my wonderlik wees, sonder dat ek enigsins my hoef te steur aan wat jou geloofstradisie is. En so kan meer mense aan mekaar behoort. Eerstens, so daar's minder oorloë en debatte en bekleierye wat mense verdeel. En dit is vir my so ironies, dat ons glo dat alles is een, maar dan laat ons toe dat ons ook weer skeiding bring, begrond op geloofstradisies tussen ons en hulle. So Renessans, ek sien 'n pad waar ons bewustelik, en ek sê nie ons stap nie alreeds daai pad nie, maar baie bewustelik dat dit vir ons 'n motto word. Dat ons bewustelik sal sê, ek wil my band met alle mense, wil ek hervestig, want dis hoe dit hoort. En ek wil nie dat debatte en geloofsverskille lei tot skeiding nie. En daai slegte emosies en negatiewe goed wat daarmee gepaard gaan nie. Ek wil daai eenheid hê. En om daai eenheid te kry beteken dat die hele debatkultuur moet plek maak vir gesprekskultuur en jy deel met mekaar. Jy deel en ek ontvang. En ek debatteer nie. Daar's plek vir debat, maar dan sê mense vir mekaar, hoor jy nou, kom ons gaan nou daarna toe. Daai moeilike gesprekke. Waarom glo jy so? En dan kan die persoon dit verduidelik en selfs dan is daar 'n langer pad om te stap en dis wat ek vanoggend gou vir ons wil gee. En ek sien ek het nou al klaar weer nie baie tyd oor om dit te doen nie. So my titel het gesê, werk nou sag met die strooi en respekteer die staal. Nou, strooi en staal dui hierop. Wanneer 'n mens luister na iemand anders se argument en jy doen wat die Engelse noem strawman taktiek met hom, dan hoor jy dit, jy verdraai dit, jy verskraal dit, jy verwring dit so bietjie sodat dit belaglik is. Dan val jy daai belaglike weergawe, dis nie meer die oorspronklike weergawe nie, dis 'n nuwe weergawe wat jy geskep het, dan val jy daai belaglike weergawe aan en dis soos 'n strooiman wat jy baie maklik kan verbrand met jou logika. Ek kan byvoorbeeld dit oordryf wat jy glo. Ek kan sê Christene glo goed wat hulle nie regtig glo nie. 'n voorbeeld was toe ek 'n kind in die kerk was, toe ek in 'n dopperfamilie, maar ons gesin is in die AGS en dan as ons by my ouma hulle kuier, sê my niggies en neefies, ja, julle kerk vang duiwe en dan kom die Heilige Gees in julle in en dan praat julle in snaakse tale. Wat is waar? Ons het in vreemde tale gepraat. Wat is nie waar nie? Ons vang nie duiwe nie. En ons roep ook nie die Heilige Gees om oor ons te kom nie, ons glo hy's in ons. So jy maak dit net, jy verwring dit net so 'n bietjie. Nou lag al my neefies en niggies oor die apostolies wat duiwe in die kerk loslaat. En dit is glad nie die waarheid nie. Nou dit is 'n baie blaatante voorbeeld, maar ons kan dit baie kleiner maak en nader bring, waar jy amper nie kan onderskei wat die verwringing is nie, maar waar ons Christene belaglik maak. En dis onregverdig, want hulle is nie so dom as wat ons hulle maak nie. Baie dikwels hoor ek hoe mense dit doen. Ek het gesê, boeddhiste onderdruk hulle emosies, want jy moet detach. Dit is nie wat boeddhiste sê nie. Dis vir my westerse kop die moeilikste ding om te verstaan wat hulle bedoel by detachment, want hulle glo, jy moet in die oomblik wees, en dit voel, en dan maak jy los.
En dis 'n ding wat jy oefen deur meditasie byvoorbeeld. Dit het my domkop lank gevat om te verstaan wat hulle sê, en ek het intussen geloop en sê, ek hou nie van boeddhisme nie, want boeddhisme detach, en man, die sielkunde sê al vir jou om los te maak van jou emosies, is die ongesondste ding in die wêreld. En dan Philip gedink, hy's vreeslik slim. Ek was nie slim nie. Ek was besig om ander mense se geldige argument mis te verstaan, te verwring, en daai strooiman wat my eie skepping was, te skiet met my sielkunde logika. En natuurlik gaan ek wen, maar dis nie wat boeddhisme sê nie. So dis waarvan ek praat vanoggend, as die strooiman. Staalman, steelman, is dit. Iemand stry met jou oor wat jy glo. En in plaas daarvan om al glo jy regtig nie, en jy het baie goeie rede om nie te glo wat hulle sê nie. Wat jy doen is jy steelman, jy gaan soek vir twee goed. Waarom glo jy dit? Wat doen dit vir jou? Wat beteken dit vir jou om dit te glo? Dan bou jy verhouding, so jy wil daai vraag beantwoord hê. En die volgende vraag wat jy wil beantwoord hê is, wat hierin is geldig? Dit kan nie totaal ongeldig wees nie. Dit begin as 'n geloofsstruktuur omdat dit op iets gestaan het. Wat is daai iets? Wat is geldig in hierdie argument? 'n baie eenvoudige voorbeeld oor die Christendom is. Ek en jy glo nie vanoggend dat 'n God gesê het, ek wil wraak neem op mense deurdat hulle bloed moet vloei voordat ek hulle kan vergewe nie. Ons weet dat die Mayas en die Azteke het dit al gedoen. Dis 'n antieke menslike idee dat gode lewens soek en bloed wil sien vloei. So ons glo dit nie vanoggend nie. Soos wat ek en jy hier sit vanoggend, glo ons nie dat Jesus Christus se bloed vir ons gestort is vir ons sondes nie. Sy bloed het om 'n ander rede gevloei. Daarop gaan ek nie nou ingaan nie. Maar wat nie ongeldig is nie, is dat die mens, as jy die storie van die tuin van Eden allegories sien as 'n beeld, en nie as 'n wetenskaplike relaas nie, of 'n verslag nie, dan weet jy, die wêreld is mooi, en die mens het 'n manier om die wêreld op te voeder. Daar het nie klaar ietsie wat geldig is in die storie van die tuin van Eden. En hierdie aarde gaan 10 teen 1 die mens heeltemal by sy poorte uitjaag met verwarming. Ons weet nie, dis moontlik. Daar is baie te ontgin in goed wat ons maklik belaglik kan maak. En ons mis die geldigheid. As jy die staal kan ontdek in 'n argument van iemand wat jy nie glo nie, in 'n teenoorstaande geloofstruktuur, dan gebeur twee goed. Jy raak ook weer van jou oogklappe ontslae en kry ook weer 'n breër perspektief. So kognitief verbreed jou perspektief. So as ons as Renessans werklik 'n wye perspektief wil hê, moet ons soveel moontlik mense se ideologie en goed aanhoor en die geldigheid gaan soek en daai geldigheid intrek en dit inpas in 'n blokkie in my brein en sê, ek het uitgebrei in hoe ek dink, ek weet nou meer, ek verstaan wyer. Kognitief is dit vir ons 'n goeie stuk ontwikkeling. Maar aan die ander kant, emosioneel kan jy dink, nou behoort ons almal aan een groot familie wat saam dink. En net hulle wat, om Hanna se woord te gebruik, gatvas is oor die letterlike verstaan van wat hulle glo. Net hulle sal hulle self uitsluit. Maar dan sluit ons hulle nie uit nie. Want ons het gesoek vir gemeenskaplikheid. Ons het gesoek vir hulle harte, vir die redes waarom hulle glo wat hulle glo. So dan is jy daai gesprekke, dan vra jy daai vraag. Jy vra vir die persoon, kan ek vir jou sê wat ek gehoor het? En ek het nou voorbeelde daarvan gekyk, julle kan dit gaan kyk, 'n baie goeie voorbeeld van Strawman, Steelman, kort videoetjie is 15 minute, op YouTube, is 'n gesprek tussen Jordan Peterson en Sam Harris. Nou julle ken hulle albei. Jordan Peterson en Sam Harris het vir mekaar doelbewus voorgehoor geïllustreer hoe dat hulle na mekaar se argumente luister en dit dan in hulle woorde vir mekaar teruggee en jy probeer wat jy doen. Stap 2 is, jy probeer dit selfs verbeter. Want dikwels sien jy hoe iemand lomp is en hoe hulle eie geloofstelling maak. So dan probeer jy dink 'n bietjie, jy luister mooi, jy dink 'n bietjie en dan gee jy dit terug, maar jy verbeter dit.
ek dink dit sal 'n goeie ding vir ons wees as ons so pad kan loop waar jy baie mooi luister en as jy glad nie saamstem nie, dan moet jy eers luister. En as jy gehoor het, dan sê jy dit terug en jy sê dit beter. En die persoon sê, jy verstaan. En wat jy daarmee doen is, daai persoon weet jy verstaan, jy sien die geldigheid en jy sê vir hulle, hier is die sterkpunte in jou argument. Ek kan iets daaruit haal en ek verstaan dat jy jou lewe daarop bou. Dit is geldig. Maar omdat julle nou gepraat het van die teenoorstaande hoeke, is daai guns vir jou teruggegee word, dan gebeur dit aan daai kant ook, en dan klaar 'n mens in verhouding en in gesprek, klaar jy die strooi op, sonder dat enige iemand belaglik gemaak word in die proses. 'n Voorbeeld nog, en ek gaan nie baie voorbeelde noem nie, maar ek wil vir julle nog hierdie voorbeeld noem. In my boekie 28 Superstitions in Christianity, waaroor ek skaam kry oor al die strooimanwerk wat ek daar gedoen het ek 'n stukkie oor gebed geskryf, 'n hoofstukkie. En ek het gesê, stel jou voor hoe belaglik is hierdie ding van dat ons gebed sake verander. Ons gebede verander nou sake. Toe sê ek, hier is 'n vliegtuig, die ding wil val. Daar's fout. Hy wil val. En die engele sê vir die Here, sien jy daar's 'n vliegtuig wat gaan ons iets daaromtrent doen of nie? En die Here dink, hy blaai nog so 'n bietjie deur sy koerant en hy dink, ek wonder nou. En dan sê hy, ag, laat hy val. Laat daai 300, maak plek vir daai 300 mense hier in die hemel en die paartjies wat met hel toe gaan. Laat hulle gaan. Nee, ek dink vandag is tyd vir 'n vliegtuig om te val. Toe sit daar 'n ou maatjie in sitplek nommer 22C en sy sê, ag dierbare Here Jesus, ek help ons, red ons tog. En toe hoor die Here die gebed en hy val mos nou in die skale van Openbaring en die engele bring daai wierook van die gebed en in die gebed draai hier voor die Here sy neus en soos 'n pa vir wie sê, pa, wil asseblief, regtig ek wil geld hê vir roomhuis. En dan sê hy die tweede keer ja. En dan sê die Here, okay, omdat jy gebid het. En daar's tekste in die Bybel wat sê ek het gesoek vir mense om te bid, dan sou ek iets doen. En is omdat niemand wou bid nie, toe het ek niks gedoen nie. En daai hele konstruk van ons beheer eintlik die wêreld deur gebede, want as ons nie bid nie, gebeur daar niks, en as ons bid, gebeur daar wonderwerke. En ek het daai ding belaglik gemaak en gesê, kan jy dink nou 'n ou tannetjie se gebede het nou gemaak dat 300 mense in Johannesburg hulle tasse uitpak en hulle weet nie eers hulle sou eintlik dood gegaan het nie. En ek maak dit belaglik. En almal lag daaroor. Ja, hoe belaglik is Christene wat bid? Wie luister nou vir daai gebede? En ek eindig met 'n kort paragraaf wat sê, daar's wel navorsing wat wys dat mense wat in 'n kultuur van gebed leef en hulle gaan hospitaal toe, hulle herstel vinniger. Mense wat bid en mense wat mediteer is gesonder en gelukkiger en meer altruïsties. Nou wat moes ek gedoen het? Ek moes vir die staal gaan soek het en gesê het, daar's al navorsing oor gebed gedoen. Miskien doen dit nie die kinderlike dingetjie wat ons geleer is nie, maar kom ons vergeet dit nou, dis die strooiman, kom ons los hom nou. En ons vat nie vir hom en bou hom nou nog so belaglik as moontlik nie. Ons trek hom so snaaks aan, dat die kraaie vlieg nie. Kom ons los hom, en ons gaan na hierdie ding toe, want iewers staan hy op bene. Wat is daai bene? Wat is die bene waarop gebed staan? En dan gaan haal ons dalk gebed terug in ons eie lewens, maar as 'n ander soort gebed. Hy word nie na 'n persoon toe gerig en dit word nie 'n lysie van versoeke nie, maar dit word iets anders, dis dalk stilte, dis dalk dankbaarheid. En dis die trant waarop ek voel baie goed sal wees as ons as Renessans kan begin omgaan met hierdie goed. Dit beteken nie jy gaan dit eens word met allerlei geloofstrukture en maniere van dink. Dit beteken dit glad nie. Maar dit beteken ons bou vertroue, en ons vertroue word nie net sterker nie, ons argumente word ook sterker, want hulle raak meer genuanceerd, en hulle raak meer insluitend, en omvattend, en so aan. En nou verwys ek terug na 2 weke gelede, het ek as prins daai praatjie gelewer waar ek gesê het, daar's geen verskil tussen meditasie om te sê, om tromme te slaan, om diep asem te haal, en om in vreemde tale in 'n charismatiese kerk te praat nie. Dis alles dieselfde ding. Want dit is. Dit is dieselfde ding. En ons maak wederzijds mekaar se goed belaglik.
'n vriend van my wat hier in Pretoria bly, hy was by gemeente in Melville en hy het die klavier gespeel. Hulle het 'n vreeslike musikale gesin en sy pa was 'n pastoor. Maar hulle het in 'n kerk behoort, die lede in Christus, Members in Christ Association. Nou dis 'n kerk wat as die diens begin en die musiek begin, dans hulle. Hulle trap riele soos die boesmans terwyl hulle sing. Nou dra die vroue hoede, want die Bybel sê mos jy moet, dan hang die hoed in 'n rek agter. Ek het as kind 2 sulke dienste bygewoon. Maar nou kan jy dit so belaglik maak, en hulle dans nie mekaar vas nie, dis die snaakste ding. Hulle dans al hele kerk vol, want daar is nie banke nie. Hulle gaan haal die stoele as hulle na die preek moet luister. Maar dan hulle dans nie mekaar vas nie, en dan het hulle 'n ritueel van mense wat nodig het om te worstel, hulle noem dit jy worstel. Jy kom nou met God worstel, want jy het 'n groot probleem, dan kom lê jy op en rol jy nou hier voor, op die mat. Dan rol hulle. Die kant toe, daai kant toe, die kant toe, daai kant toe, die kant toe, daai kant toe. Tot hulle voel hulle is klaar geworstel. Toe praat ek met mense wat hierdie terapie doen waar jy op 'n masseerbed lê, dan sit jy jou aan die bewe en ruk. En as jy daar, dis trauma release terapie. Die lede in Christus kerk weet dit nie, maar dis waarmee hulle besig is. Hulle noem dit 'n godsdienstige ding, maar wat hulle doen is hulle worstel met die lewe en die trauma en die spanning en hulle, en as hulle daar opstaan, voel hulle beter en ons lag vir hulle. Daar's niks om oor te lag nie. Dis die punt wat ek vanoggend probeer maak. Jy kan jou perspektief uitbrei. Daar's 'n wêreld om te verken terwyl ons so maak, want ons wil nie hoor nie, want ons glo nie wat hulle glo nie. So hier word mense nader aan mekaar gebring. Goed word geontdemoniseer. Ons eie perspektiewe word sterker, ons leer goed by, ons ontdek in dinge wat ons verwerp geldigheid, so ons kry 'n baie genuanceerde perspektief op die wêreld en op spiritualiteit, en ons en soveel ander mense word in eenheid saamgesnoer, terwyl ons koppe glad nie noodwendig dieselfde werk nie. Dit word moontlik om mekaar se menswees raak te sien, en selfs die verskille te begin geniet. Te geniet. In plaas van lag, word dit 'n glimlag, 'n goedige, liefdevolle glimlag. Hierdie is 'n oefening in emosionele en intellektuele volwassenheid. Dit skep ruimte vir ontmoeting tussen twee mense, en dis 'n oefening in nederigheid en in wyse insig. Ek hoop julle het van hierdie praatjie gehou, want as julle nie het nie, dan weet ek nie, want ek nou nie meer raad nie. Dan gaan elkeen seker net maar op sy eie kontinent bly. 'n Mens wil nie teruggaan na 'n magiese fase toe waar jy snaakse goed en kaboutertjies en feetjies begin glo nie. Maar 'n mens kan selfs die mistiese omarm sonder om magies te raak. Ek voel net daar's baie werk om te doen in die verband, en ek hoop julle voel saam met my ook so, want ons kan 'n baie ryk lewe saam hê op daai manier. Dit was my storie. Dankie vir die musiek, kom ons luister lekker.
As jy nog tyd het vir lekker koffie gaan drink, dan maak ons so. As jy nou nie tyd het nie, ek sê altyd, jy het jou lewe, so as jy nie kan saam met ons kuier nie, verstaan 'n mens, maar dit sal lekker wees, indien jy dit wel kan doen. Ek het nou hier gesit en dink, ek het nooit my storie oor die kruisdood klaar gemaak nie. Maar ek gaan Paasnaweek praat oor wat is die staal in die storie van Jesus aan die kruis, want daar is. Daar is. So, wag maar vir dan. Want as jy nou mooi gaan dink, sê jy besef ek het daai storie nie afgehandel nie. Mag julle 'n wonderlike Sondag hê. Dankie dat julle hier was en kom gerus weer.
Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.